Goeiedag almal, ek wonder of jy ook soms bonatuurlike wysheid en leiding nodig het om belangrike besluite te neem. Maar as dit so is, glo ek dat Efesiërs 1 vers 17 'n baie belangrike skrifgedeelte is wat die Here aan ons rig om in ons lewens toe te pas. Kom ons lees dit, Efesiërs 1 vers 17. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Kom ons kyk 'n bietjie na die betekenis van hierdie twee woorde, wysheid en openbaring. Die woordjie wysheid is Sophias in Grieks, wat dui op insig en wysheid wat nie algemeen bekombaar is nie. Sophias is nie natuurlike menslike wysheid nie, maar bonatuurlike, spesiale wysheid en insig. En dit kan net van die Here kom. Die woord openbaring is die Griekse woord apokalypsis, wat verwys na iets wat lank verberg of weggesteek is, en dan skielik, oombliklik, word dit duidelik en verstaanbaar. Dit is daar, maar ons kon dit nooit sien of ervaar nie. Nou hierdie woord apokalypsis is soos om gordyne weg te trek, sodat jy kan sien wat nog altyd net buite jou venster was. Die toneel was altyd daar om te geniet, maar die gordyne het jou vermoë om die werklike prentjie te sien geblokkeer. Maar wanneer die gordyne oopgetrek word, kan jy skielik sien wat vir jou weggesteek was. Dit is soos die son of die volmaan, dit is daar, maar jy kan dit nie sien nie omdat dik wolke daardie sig vir jou beperk. En dit is presies wat die Here vir ons wil gee, 'n gees van wysheid en openbaring van insig in verborgde geheime, dinge wat daar is, maar wat ons nie kan sien of ervaar nie. Omdat lede van die Efesiërs kerk wysheid nodig gehad het wat hulle eie menslike begrip oortref het, het Paulus God gevra om vir hulle te gee wat hulle nodig het, spesiale insig wat nie natuurlik bekombaar of verkry kan word nie. En elkeen van ons is ingesluit in hierdie Bybelse gebed. Ons het ook spesiale insig nodig, jou werk, jou besigheid, jou finansies, jou verhoudings, jou huwelik, die opvoeding van jou kinders, jou studies, ensovoorts, ensovoort. Ons het dit nodig, dat dit nie natuurlik verkry kan word nie. En met die ware betekenis van al hierdie Griekse woorde, kan Efesiërs 1 vers 17 nou soos volg gelees word. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus vir jou spesiale insig en wysheid mag gee. Ek praat van wysheid en insig wat nie op menslike wyse verkry kan word nie, want dit is daardie oomblik wanneer die Here God die gordyne vir jou ooptrek en jy dan bonatuurlik in staat gestel word om te sien wat jy nooit uit jou eie sou kon sien nie. Weet, hierdie wysheid, Sophias en hierdie openbaring, apokalypsis, is nie iets wat net daar iewers in die lug rondsweef nie. Nee, dis iets wat jy op 'n spesifieke oomblik vir iets spesifieks nodig het en wat jy dan net van die Here kan kry vir die oplossing van daardie spesifieke probleem of situasie. En ek kan jou verseker dat die Here al die antwoorde het wat jy in die lewe nodig het. En op jou eie mag jy dalk nooit in staat wees of slim genoeg wees om dit alles uit te pleis nie. Wanneer jy vir die res van hierdie week, elke dag van hierdie week, rigting en leiding nodig het, vertrou ek dat die Here in een oomblik die sluier van onkunde vir jou sal verwyder en hy sal jou help om duidelik te sien wat jy moet verstaan en doen op daardie oomblik. Weet jy, Elisa het hierdie wysheid en openbaring van God gehad en hy het gebid dat die diensknegt dit ook moes ontvang. 2 Konings hoofstuk 6 vers 15 en 17. En toe die dienaar van Elisa, die man van God, vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met strydwaans en perde rondom die stad. En Elisa se dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar Elisa antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En dis my gebed vandag ook vir elkeen van julle vir die week wat voor lê. Here,
Open ons oë, Here, gee ons daai openbaringskennis en wysheid om besluite op die regte oomblik te maak. En kyk wat gebeur hier, en die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. My gebed vir elkeen van u wat luister na hierdie sonnaand oordenking is dat die God van ons Here Jesus Christus vir jou spesiale insig en wysheid mag gee. Ek bid vir daardie ingrype van die Here wat die gordyn sal ooptrek sodat jy bonatuurlike dinge sal sien en ervaar. Dinge wat jy nooit met jou vleeslike oog sou kon sien nie. Here, ek bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. En dan, ek wil jou seën, mag die Here aan jou 'n gees van wysheid en openbaring van insig gee wat verborge is vir die vleeslike oë. Dankie daarvoor. Amen.